Baie dankie julle onliners, welkom. Vertrou dit gaan goed daar waar jy is, dat jy gemaklik is. Nie te koud nie en nie te nat nie. Hier in die Oos-Kaap is dit lekker koel en natterig vanmôre. Lekkerte. Julle spruite, daar gaan julle. Geniet dit. Dankie Kodien en al die babietjies. Pas op die kabels, julle hoor. Ja, gaan daai kant om manne, dankie julle. Ja, julle is twee mooi seuns. Man, daar gaan nog een. Jy's ook mooi. Ja, gaat hulle. Lekkerte. Goeiemôre. As jy ingeskakel het vanmôre vir die eerste keer op Jabok Bediening se sosiale media, asseblief bly. Moenie weggaan nie. Ons is besig met die reeks van die visie maak sy mond oop en toe. Toe ons klein was het ons gesê wara. En dan sê iemand van ja, maar die visie maak sy mond oop en toe. So wat ons daardeur wil sê is, wat hoor jy? Waarna luister jy? Wat se inspraak is oorwegend in jou liggaam, in jou lewe? Fokus Koos, wat hoor jy? By wie hoor jy wat? Die visie maak sy mond oop en toe. Vanmôre wil ek praat oor 'n tema wat nou van baie mense onmiddellik twee hare laat regop staan van geld, skuld en skaamte. As jy geld het, is dit 'n probleem. As jy nie geld het, is dit ook 'n probleem. As jy skuld het, het jy 'n probleem, maar as jy nie skuld het, kan jy ook nie skuld kry nie. Het jy dit al agtergekom? Dis 'n fout. En dan voel ons skaam omdat ons geld het of omdat ons nie geld het nie, of omdat ons skuld het of omdat ons nie skuld het nie. Ons dis die hele tyd so ding en dit gaan alles oor wat sê die visies vir jou oor geld. Ja, geld en griep kan jy nie wegsteek nie, nee. Jy sien hom sommer daar aan die pad afkom. Maar nou dieselfde van armoede kan jy nou ook nie regtig wegsteek nie. Jy sien hom ook daar aan die pad. In feite jy ry kom baie keer aan die pad afkom. Dis vreemd. Mense voel skuldig omdat God hulle seën, maar dan voel ander mense ook skuldig omdat God hulle nie seën nie, fisies, finansiëel, met goeders. So ek wil hê ons moet lekker ontspan. Ek gaan nie nou vir geld vra nie. Ek gaan nie vra vir jou bankstaat en al daai dinge nie. Ons wil net praat oor daai skrif wat sê die liefde vir geld is die wortel van alle kwaad. Nie geld nie, die liefde vir geld. Is nie of jy geld het of nie het nie. Dis wat dit met jou doen. OK. So, kom ons begin by 'n Bybelse model van the haves and the have-nots. Ons ken hulle, nee. Die wat het en die wat nie het nie. Julle kan gerus daai vensters toemaak as julle koud kry asseblief. Moet net nie tekort aan asem ontwikkel nie. Maar ons sit altyd met 'n situasie. Dis amazing julle. Ons het eendag daar in die voorwêreld 'n koffieshop by die kerk gebou. Mooi. Mooi. En binne 2-3 weke toe kom die lidmate en sê, nou het julle 'n lekker lat gepluk, nee. Kyk hoe lyk hy nou. Kyk, sien julle daai saal daar? Dis die haves. Sien jy daai saal daar? Dis die have-nots. Hulle drink nie verniet koffie, hulle betaal vir hulle koffie. Daai ou drink koffie, daai ou eet 'n gourmet sandwich saam met sy koffie. En dis so, dit is die lewe, maar hoe sensitief is mense vir klassifisering van the haves and the have-nots? Waar kom ons met hierdie goed uit? Maar kom ons kyk wat gebeur in die Bybel met twee baie bekende mense, die rykste ou in die Bybel en ook die armste ou in die Bybel. Dan praat ons van Salomo en dan praat ons van Job. Salomo, kom ons begin by hom. Net baie vinnig, die vir julle wat nie weet wie Salomo nie. Salomo is die kind van Dawid en Batseba. Onthou julle? Dawid het daar op die dak geloop, toe sien hy daar sussie in die bad. Sê hy, dit lyk vir my na Batseba. Sy kom.
en toe word hulle seun gebore, Salomo. Hy is die 3de koning van Israel. Sy naam beteken vrede. Dis nogal amazing, né? En die profeet Nathan sê op 'n stadium vir Salomo, hy sê, jou naam sal ook Jedidja wees. Dit beteken, die Here het jou lief. So Salomo is 'n special ou. Baie interessant. Hy is die eerste dinastiese koning, 'n dynastie koning. Salomo is Saul en Dawid en die 3de geslag. Saul en Dawid is deur God aangestel as konings van 'n koninkryk. Salomo het sy koninkryk geërf. Dis 'n dynastie, dis 'n dinastiek. So hy is nie deur God aangestel nie, dis 'n bloedlyn ding. Maar hier kom dit. Hy is die eerste koning van 'n dynastie en hy is bekend as die man met die luisterende hart. So Salomo, die rykste man wat aangeteken is in die Bybel, is regtig 'n goeie ou, nice ou. Kom uit die regte familie uit, al die boksies is getik. Hy is daar. Maar dan kom Salomo en hoor sy wysheid, dis waarvoor hy onder andere bekend is. Hy sê goed soos in Spreuke 1 vers 7. Die vrees van die Here is die beginsel van die kennis. Sotte verag wysheid en tug. Salomo is die ou wat die hele wysheid ding coin, wat hom formuleer om te sê, die wysheid, die vrees van die Here, die beginsel van die kennis, dis wysheid. Spreuke 9 sê hy, die beginsel van die wysheid is die vrees vir die Here en kennis van die Heilige is verstand. Salomo is baie wys, hy sê vir die mense, dink tog net wat jy doen. Wat jy ook al doen, wat jy ook al lewe, waar jy ook al beweeg, wat jy sê, wat jy doen dit altyd met God in gedagte. Die kennis van God, die wysheid van God, die vrees van God, altyd God gerig wysheid. En dan lees ons van Job. Job begin as een van die ryk manne van die Bybel, maar dan gebeur daar 'n klomp goed in sy lewe. Jy sien Job se verhaal begin in die hemel, waar Satan na God toe kom en sê, hoorie, daai ou, hy is baie ryk, maar hy is net ryk omdat hy is net lief vir jou omdat hy ryk is. Dis die aanklag. Nou, baie van ons hier sê dit vir mekaar, né? Ja, daai ou, dis vir hom maklik om te sê, glory, halleluja, prys die Here, hy het nie tekort nie, sy kinders op universiteit, hy maak so, hy ry kar wat hy wil, dis maklik. Daai aanklag kom van baie mense af, oor baie mense. En hier kom die vyand, en hy kom by die Vader, en hy sê, God is godvreesend, omdat hy alles het. Dan ken ons die storie van God sê vir Satan, is reg, toets hom. Jy kan alles vat, maar los sy lewe. Los sy lewe. En dan verloor hy sy vee, sy werkers, sy gesin. Hy word aangekla deur sy vrou en sy vriende. Ons ken die storie van sy 3 vriende wat kom kuier. Aanvanklik bly hulle almal stil en dan begin hulle so na 7 dae. Kyk, boere, dit was boeremense hierdie, né? Na 7 dae kan die boere nie meer stil bly nie, dan moet hy begin praat. Dan moet hy begin sê, hoorie, maar dink jy nie, of ek het 'n bietjie gedink, of jy die Here sê vir my, en dan kom hy aanklaar, dan sê hulle, Job, maar is dit nie jou probleem nie, is dit nie jou sonde nie. En dan kom die volgende en hy sê, maar dit is jou sonde. En dan kom die volgende en hy sê, hoorie, maar hierdie God wat jy dien, hoe werk dit, ou? Vervloek die Here gaan aan met jou lewe, en Job sê, not a chance, daar's nie 'n manier, selfs sy vrou wat kom en sê, hoorie, maar vloek net die Here en stap aan, man, wat hou jy op met hierdie goed? En dan kom hierdie woorde van Job, in Job 28, vers 28. Maar vir die mense het hy gesê, kyk, dis God wat aan die woord is, die vrees van die Here is wysheid, en om van die kwaad af te wyk, is verstand.
Salomo, ryk, baie ryk. Job, ryk, baie ryk, verloor alles. Hoe werk dit? Kom ons kyk gou-gou hulle vergelykings. Salomo, die koning, oorgeerf, op 19-jarige ouderdom gaan hy en hy begin en hy is die man. Maar, hier kom die fout. Hier kom die fout, al het hy al hierdie uitsprake gemaak, al het hy al hierdie wyshede gehad en wat, hy begin deur rykdom en weelde weg te dryf van God af. Hy word geseën in dit wat hy doen, hy werk hard, hy het baie goeie verhouding met baie mense rondom hom, hy doen baie dinge. Maar deur sy weelde draai sy fokus van God na goeders, na geld, na geboue. Hy bou die tempel, ons weet dit. Hy bou 19 provinsies waaroor hy koninkryk het. Hy die begin wysheid en guns. Hy's 'n bouer, hy's 'n heerser. Hy bou die tempel. Hy's die skrywer van 'n paar Bybelboeke, Spreuke, Hooglied, Prediker. Ook 2 psalms word aan hom toegewys. So God gebruik hom, al is hy deurlopend besig om af te dwaal en af te dwaal en af te dwaal, gebruik God hom kragtadig om te sê, Salomo, wil jy nie net dit wat jy weet vir die mense gee? Hulle sal self leer uit dit wat jy leef. Maar kom ons gee net vir die mense dit wat jy het. En dan verval hy in afgoderry. Hy trou met mense, vrouens van oor die land. Hy trou met daai koning se dogter, dat hy kan aandele kry in daai land. Hy trou met hierdie dogter en hy is oralster, gaan lees dit. Hy is regtig besig om te verval in afgoderry, want hy trou met goddelose vrouens. En dis nou een ding om te sê, maar jy weet, hy het 1000 vrouens gehad en die arme man en die arme man. Die 1000 vrouens, ek dink nie die probleem lê daarby nie. Ek dink dit lê in by met wie het hy getrou. Ons sê dit vir mekaar hier, dat ons word, ek en jy word, soos die mens, of die mense, of die familie, met wie jy die meeste tyd bespandeer. Salomo se wysheid, se rykdom, word afgedwaal. Maar dan kom Salomo op die einde van die dag, wanneer hy alles verloor, wanneer die lewe heeltemal uitmekaar uitval, dan kom hy by hierdie uitspraak waar hy sê, alles kom tot niks sonder God. Die rykste ou in die wêreld, daai tyd. Die rykste ou, die meeste wat? Nou kan ons dink aan vandag se ryk mense, en ek praat nou nie van die ryk ou hier in die dorp nie, ek praat van die manne daarbo. Gaan kyk wat doen hulle. Hy het 'n vrou in elke hawe en elke lughawe. Hy het kinders die wêreld vol, hy weet nie eens wat hulle naam is, hulle naam is A, B en X en wat ook al, sulke goeters. Hy is die rykste ou in die wêreld. En dan bid ons vandag en ons sê, Here, wil hy nie maar tot inkeer kom nie. Wil hy nie maar net tot inkeer kom en al hierdie kennis, al hierdie wysheid, al hierdie mag, hierdie invloed wat hy het, net tot inkeer kom dat hy saam met Salomo kan sê vanmôre, alles kom tot niks sonder God. En jy sien, jy daar, waar jy onder die boom sit vanmôre, dit maak nie saak of jy ryk of arm is, dis nie waaroor hierdie gesprek gaan nie. Dis nie waaroor die Bybel gaan nie, glad nie. Dit gaan oor wat doen jy met jou verhouding met God in hierdie goed. En ons fokus nou vanmôre net op geld en goeders. Ons kan gaan na gewoontes, ons kan gaan na leefstyl, ons kan gaan na enige ander van die dimensies, jou intellek. Wat lees jy, wat leer jy, hoekom gee jy soveel aandag aan dit, dat en die ander? Hoekom en wat doen dit met jou verhouding met God? Dis wat ons leer by Salomo, maar kom ons gaan 'n bietjie aan na Job se kant toe. Die armste man in die Bybel, hy begin opreg, hy begin met baie voorspoed. Hulle sê hy het
baie vee en baie land, grond, plase, goeders. Job is 'n gesiene man. En dan kom die beproewing. Hoeveel keer gaan ek en jy deur beproewinge? En elke ou beleef het op 'n ander vlak en op 'n ander manier weer eens. Die aanslag van die lewe van die vyand af kom uit allerlei maniere uit. Mens, jy dink net dit begin beter gaan, nee. Nou is jy net oor die berg. Hierdie Transbaviaans manne, hulle is vir jou vertel, daai opdraande is wild. Dan kom die plateau. Maar ek jou beloof, met die afdraande is dit gevaarliker as met die opdraande. Want as jy oor daai kruin is en jy begin val, dan is dit wat met Job gebeur. Nou is die afdraande, nou is jy afhanklik van remme, nou is jy afhanklik van tegnologie, nou is jy afhanklik van wakker wees, want nou kom die gevaar, die lewe tel spoed op, jy al gesien as goed verkeerd gaan. Jy brand nie net die brood in die oond nie, die ketel val van die kas af, jy trap op die kat, jou vrou stamp die kar, my liewe hemel, jy wil eintlik net toast maak en dan gaan alles verkeerd. In Job se lewe, toe daai beproewing kom, toe verloor hy alles. Ons het nou die dag daaroor gepraat, jy verloor alles, nee. En ekskuus as ek nou op jou pik vanmôre, maar ons het dit beleef in die gemeente. Na hierdie vloed wat hier verby is, na die brande in die area die laaste paar maande. Iemand wat ontheem is, iemand wat alles verloor. Alles. Jy staan op 'n optiekie en jy kyk en jy sê, "Haai, daar gaan my huis." Dis nou vir jou interessantheid, nee. Daar gaan my kar. Haai. Het jy al alles verloor in jou lewe? Het jy al regtig alles verloor in jou lewe? Ek sien baie ouens hierso, veral die manne wat houtwerk doen en bou en kap en wat, hulle het sulke vingers, nee, so. Jy het al iets verloor. Maar het jy al alles verloor? Het jy al op 'n punt gekom waar jy alles verloor? Waar jy jou vriende verloor? Waar jy begin twyfel? Waar mense vir jou sê, hoorie, maar is dit nou nie moeite werd? Die liewe Jesus ding van jou, hoe werk dit? En dan kom God uit 'n stormwind. God wag nie tot die storm verby is nie. In die middel van die storm, ons het dit gesing net nou. In die middel van die storm kom God na Job toe en hy sê vir hom, Job, hou vas, ek kom. Ek is by jou. God gee nie kans dat jy nou eers relax en dat jy nou eers gemaklik is en daar waar dit nou regtig verkeerd gaan, kom God en hy sê, uit die stormwind vir Job, ek is by jou, ek het jou. Wat sê die visies van hierdie lewe? Oor ryk wees en oor arm wees. In die eerste plek is mense baie geneig om te sê, dis jou eie skuld. En ons praat hier geld vanmôre en ons praat goeders, maar jy al agtergekom, mense praat so oor siekte ook. Jy miskram gehad. Onbeleide sondes. Hier kom 'n ding. Jou skuld. Jy moes reggemaak het, jy sê jy moet daai ding los, hier sit jy nou met 'n afhanklikheid. Hier sit jy nou met 'n geldtekort. Dis jou eie skuld, jy sê jy moenie daar belê nie. Jy sê jy moenie daai ding doen nie, jou eie skuld, jou eie skuld. Het die wêreld al dit vir jou gesê? Ek weet nie hoe gaan bly jy in Jeffreys Bay nie, hoe het jy nou gedink? Gaan jy seewater drink die hele dag? Jou eie skuld. Jy het gemaak dat jy hier sit, en dit is so. Ons maak swak besluite. Ons doen goed wat vir onsself nalatig is. Mense sê, dis jou besluit. Dis jou besluit, niemand het gesê jy moet dit doen nie. Jy het self daai ding gemaak. En dan is dit nou ook weer heeltemal verkeerd gaan, dan kom mense en sê nou, okay, waar is jou God nou? God se toelaatbare wil, God se perfekte wil.
as ons kyk na oorloë, na tragedies, na goed, hoekom gaan kinders dood? Hoekom gaan goeie mense dood? Waar is jou God nou? Waar is jou God nou? Maar dis nie waar ons wil vasbyt nie, of vasslaan nie. Ek wil hê, ons moet regtig 'n bietjie praat oor, wat leer ons uit die woord? Want jy sien, die visie maak sy mond oop en toe glo jy dit. En toe glo jy dit en jy probeer uit jou eie krag en uit jou eie gedagtes en uit jou eie uitsprake en jou eie ondervinding en jou eie memory bank en jy probeer die ding nou beredder uit alle rigtings uit. Maar ek ken iemand, jy moenie worry nie. En jy al agtergekom, hoe meer jy roei en stoei, hoe meer kom jy uit op 'n punt waar jy verloor. Jabokbediening, daar staan dit, 'n plek van oorgawe, 'n plek van nuwe begin, 'n plek van grootste oorwinning. Jakob stoei met God die heel nag. Die heel nag, hy los hom nie. En hy sê, maar ek gee jou wys, ek sê jou wen, ek sal, ek wil, ek gaan, tot hy op 'n punt kom waar hy sê, Here, ek gee oor. I submit, I surrender, ek gee oor. Daai liedjie van die voorprogram, daai klaviermusiek, dis daai liedjie wat sê, all for Jesus, I surrender all. Dis intentioneel, julle. Dit is intentioneel om vir jou voor te berei om te sê, maar kom ons sit net hier en besluit vandag, ek is moeg ouens, ek het houe gevat, ek gee oor. Wat leer ons? God is almagtig. Dis 'n vreemde woord, almagtig. Nie almagtig nie. Dis wat jou pa gesê het as jy aanjaag. God is almagtig. Alles, everything, alles. Magtig. Hy is die koning. Magtig. Hy is nie nommer 3 in die ranglys en hy is die senior ou in die maatskappy en al daai goed wat ons van praat nie. Nee. God is God. Openbaring 1:8. Ek is die Alfa en die Omega. Wat beteken Alfa en Omega? Begin en die einde. Die alfabet, Alfa en Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom. Die Almagtige, dis wat hy van homself sê. Jy sien, as ons glo wat die visies praat, van jy is nou in hierdie situasie, jy het nou baie geld, jy het niks geld, jy het alles verloor, jy is in die moeilikheid, wat ook al. Jy is okay, né? Ja, maar dis die mense wat hy ken, jy weet, hy het connections, nou het sy connections omgedrop, dis die visies. God kom vanmôre voor jou en hy sê, ek sien jou hart, ek sien jou omstandighede, ek sien jou bekommernisse, ek sien jou lewe, ek is almagtig, ek is die Here jou God. Dis nogal amazing. Dis nogal amazing dat God nie omdraai en sê, ja, jy het nou hier gekom, kom ons kyk hoe gaan julle hier uitkom. Adam en Eva in die tuin, toe hulle sondig en daar skeiding en hulle kruip weg en Eva bou vyeblare en al daai goed. God sê nie vir hulle, hoorie, gaan bietjie op 'n wêreldreis. Julle gaan daar in daai dorpie sal julle 'n kerk kry, daar gaan iemand vir jou bevryding doen, daar gaan jy gedoop word, daar gaan jy Genesis 3:21, God sê, kom, staan net stil, stop net. En die Engelse vertaling sê, God made them a garment of lambskin, verwysende na Jesus, die lam van God, and he clothed them. God klee hulle met Jesus net daar. God is almagtig, dit wat jy gedoen het, dis okay. Dis nie reg nie, jy is vergewe, daar's vryspraak. Daar's niks wat ons kan skei van die Here nie. God is almagtig. Jeremia 32. Ag Here, kyk. U die hemel en die aarde gemaak deur u groote krag en deur u uitgestrekte arm. Geen ding is vir u te wonderbaar nie. Ek sê baie keer vir mense as hulle by my kom sit by die kantoor hierbo by die tafel, dan sê ek, wie wat, ek sit vir baie jare hierdie kant. Daar's min goed wat my surprise. Vertel my jou storie.
Hoe kan ek jou help? Hoe kan ek probeer betrokke raak? Hoe wat? En dit is wat hierdie skrif sê. God sê, weet wat? Kom praat met my. Dit wat jy beleef, dit wat jy is, dit wat jy deurgaan, jy is nie die eerste nie. Jy is definitief nie die enigste nie. Ek wil nou nie hierdie voorbeeld gebruik nie, moet ek nie. Daar's 'n dame daar buite. Vrouedag, nê. Nee. Sy moet skuif na 'n versorgingseenheid in 'n ouetehuis. En hulle gaan kyk en hulle sê dis oulik en sy kom daar en sy laat weet maar, hey, hier is net 'n enkelbed. Ek het al 'n rugoperasie gehad. Ek sê dis nou vir jou ding. Die mediese industrie het uitgewerk dat mense wat rugoperasie gehad het, kan nie op 'n lae bedjie lê nie, jy moet op 'n hospitaalbed lê dat die verpleegpersoneel by jou kan bykom. Jy is nie die enigste een met 'n rugoperasie wat ooit op daai bedjie gaan lê nie. Jy's ook nie die laaste een nie. Julle, ons trek vir ons hierdie identiteite aan, hierdie uniekheid van ja, maar jy verstaan nie my storie nie. Jy's heeltemal reg. Ek verstaan nie jou storie, maar God ken jou storie. Kom aan julle, jy is nie so uniek dat die wêreld op eiers moet loop rondom jou omdat jy 'n pyn in jou toon het nie. God weet van jou. Vat dit na hom toe, kom op 'n plek van oorgawe, kom op 'n plek van nuwe begin en begin leef in die oorwinning. Moenie aanhou glo wat die visies vir jou sê nie. Wie is die grootste visie in jou lewe? By my? Sy naam is Koos. My koppietjie sê vir my 3 uur in die môre, onthou jy daai ene? Onthou jy hierdie ene? Wat van dit? Maar Koos, ek self. Ek luister nie sommer na baie mense nie en ek is nie daardeur nie leerbaar nie, kom aan. Maar ek laat nie toe dat mense met my, hou bid nou die dag vir my. Op die masjiene, ons bid mos nou so, tjoe. Mag die Here jou in 'n hoë priesterlike posisie aanstel. Ek sê nee, ek wil nie dit wees nie. Jesus is die hoëpriester, nie ek nie. Ek wil nie sê jy moet ophou bid nie, maar ek dink jy mors baie woorde ou. Wat praat jy? Ek moet nou die hoëpriester wees om te wat? Ek is 'n kind van God. My opdrag is om disippels te maak, nie om 'n priester te wees nie, dis in die Ou Testament. Ons het vrye toegang tot Jesus. Die voorhangsel het geskeur by die kruisiging. Kom aan julle, nou bid jy vir 'n ou om die hoëpriester te word. Wat wil ek 'n hoëpriester word? Jy al gesien hoe gaan ek lyk met so 'n hoed? Nee man. En ek hoor sy hart. Ek hoor, dit is mooi. Maar dit is so mooi buite die wil van die Here. Don't do it. Here, daar's geen ding vir u te wonderbaar nie. Die woord sê jou gedagtes, dit wat jy nou dink, daar waar jy nou sit, en jy smaal so, God weet presies wat jy dink, jy kan dit maar vir hom sê, hoor. Sê vir hom, dankie, askies. Sê vir hom. Kom ons gaan terug na Salomo en Job, ons maak klaar. Salomo se uitspraak. Toe dit verkeerd gaan, toe die dinge nou regtig nie lekker is nie. Toe kom Salomo en hy skryf hierdie Prediker 1 vers 2 en hy sê, alles kom tot niks. Sê die Prediker, tot niks. Hy bevestig dit, hy sê dit kom tot niks, jy gehoor, tot niks. Moenie veg nie. Moenie aandag afleibaar wees nie. Moenie luister na die visies nie. Moenie luister na jouself nie. Kom ons gaan terug na die woord van die Here toe en ons sê, Here, ek wil nie 'n lewe lei met blink goetertjies en dit kom tot niks. Jy mag blink goetertjies sê, kom aan. Dit is nie 'n skande of 'n sonde om ryk te wees nie, dis 'n wonderwerk. Maar wat maak jou rykdom met jou? Dit gee jou toegang tot mense, tot ander koninkryke, tot 1000 vrouens, tot dit en dit klink nou soos wat. Maar daai selfe ou kom en hy sê, Here,
Dit kom tot niks, hierdie goed beteken niks. Job, wat sê Job, die armste man nadat alles deur sy lewe gebeur het? Job 1 vers 21, na sy swaar kry sê Job, die Here het gegee, Here het geneem. En dan, prys die naam van die Here. Almal het gesê, man, vloek net die Here en stap aan, gaan net weg. Tot sy vrou. Hy sê nee, prys die naam van die Here. Die Bybelse uitspraak en antwoord vir al hierdie goed is, God is liefde. Julle, as 'n visie nou in die nag vir jou 'n ding vertel het oor jou lewe, ryk of arm, goed of sleg, oorwinning, nederlaag, wat ook al. Hier is die antwoord. Uit die Bybel uit, dis nie 'n visie nie, dis nie koos nie, dis hier skryf Paulus aan die gemeente in Rome en hy sê, Romeine 8 vers 38, God is liefde. Ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. God is liefde. God is liefde, julle, dit is so maklik soos dit. Nou het ons so 'n lang storie oor Job en Salomo en visie maak en ryk en arm en geld en skande en skuldig voel en hoekom? Ons overcomplicate hierdie goed. Ons oordink dit te veel. Ons probeer half God help om daarom tog nou net goed te lyk in hierdie wêreld. Ek en jy kan nie God laat goed lyk nie. Ons is die swak skakel. Ons moet terugstaan en sê, God is liefde. Hoeveel keer het ek dit al vir julle gesê, hoe vir jou aanlyn, daar waar jy is? Ja, maar ek sukkel met hierdie ou, ek sukkel met daai ou, ek sukkel met dit, ek sukkel met dat. My uitspraak is, daai ding, daar is geen mens op aarde wat weerstand het teen liefde nie. Hulle het weerstand teen visie, prata, too much. Maar teen liefde, hoe lyk liefde? Die vrug van die Gees, lankmoedig, sagmoedig. Hoe lyk die liefde? Liefde is geduldig. Liefde is moeite. Liefde is die ekstra myl. Liefde is nog 'n keer. Liefde is moenie opgee nie. Liefde is, daar's geen meer veroordeling van hom wat in Christus is in Romeine 8. Julle, ek los julle met daai boodskap vanmôre. Om te sê, ek en jy, geld, skuld en skaamte, moenie vir jou 'n issue wees nie. Het jy geld? Wel dan. Jy nie geld nie, ons gaan doen wat ons kan om jou te help. Voel jy skuldig? Hoekom? Was jy 'n entrepreneur, miljonair geword of wat? Voel jy skuldig oor wat? Is jy skaam oor wat? Ek en jy getuig van die goedheid van God, ons sit nou die aand in gesels met jong mense. Die ouetjie vertel sy storie. En sy woorde, oom, ek brag nie, ek getuig van die goedheid van God in my lewe. Want ek was daar, nou is ek hier, ek was daar, nou is ek hier. Waar's jy vanmôre? Kom ons bid. Vader, dankie. Dankie Here vir u liefde en genade wat vir ons gebring het tot hier. En Here, laat ons uit hierdie eenvoudige vergelyking van Salomo en Job se lewe net kan reflekteer vanmôre op grond van u woord om te sê, maar waar's jy? Sê jy saam met Salomo, alles kom tot niks sonder God? Of sê jy nee, weet wat, ek gaan maar nog 'n bietjie probeer. Ek gaan maar nog 'n bietjie probeer. Kom ons saam met Job en sê vanmôre, die Here het gegee en die Here het geneem, prys die naam van die Here, of sê ons nee, ek gaan hierdie ding regmaak. Die Here het gegee en die Here het geneem, maar watch my, nou gaan hier tweede ronde, hier kom dit. Vader, ons is so geneig om self u rol in ons lewens te wil vertolk. Gee ons u gees van wysheid, insig, waarheid, onderskeiding, Here.
om Romeine 8 te verstaan, om te sê, ek weet, geen dood of lewe, engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge, hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Dankie. Daai liedjie wat ons gesing het net nou, dankie Jesus. Daai liedjie wat ons mee begin het van He is my provider. Daai liedjie wat ons gesing het in die begin, in die middel van die storm. Here, dankie. Dankie dat U goed is, dat U God is. Dankie vir U liefde in Jesus se naam. Amen. Amen. Baie, baie dankie. Julle aanlyners, ons groet julle vrede, daar waar jy is. Kyk mooi na jouself, laat weet vir ons wat gebeur in jou lewe. Ons gesels weer, blessings.